Ons praat oor gebed, ons praat oor asemhaling, ons het Kolossense 4 vers 2 gelees, en ons het nou 'n bietjie gekyk, 1 minuut 40, 1 minuut 50, sy kon nog gegaan het, dit is hoe lank geoefende mense hulle asems kan ophou. Nou wil ek die vraag vra vir môre, as ons kyk na gebed, hoe lank kan jy sonder gebed gaan? Minuut 40, minuut 50 sonder asem, hoe lank kan jy sonder gebed gaan? Nou hoekom vra ek hierdie vraag, want gebed is die geestelike asem vir 'n gelowige se lewe. So as jy nie bid nie, dan is dit so goed soos jy hou jou asem op. En soos ons gesien het, natuurlik, ons kan net so lank ons asem ophou, en dan moet ons weer asemhaal. En daarom die vraag, hoe lank kan jy sonder gebed gaan? Nou, gebed is ons verantwoordelikheid. Dink julle so? Is gebed jou verantwoordelikheid? Jesus se disippels het in Lukas 11 het hulle vir hom gevra, Here, leer ons bid. Toe sê hy, so moet julle bid. Toe leer hy vir hulle hoe hulle moet bid, so deur Jesus se optrede. Net hierso, net met daai gebed van die Onse Vader, het hy gesê, dit is ons verantwoordelikheid. Maar nog baie keer het Jesus vir sy disippels gesê, julle moet bid, alles wat julle in my naam vra, dit sal ek vir julle doen. Bid. Deur die Ou Testament, deur die Nuwe Testament, heeltyd hierdie oproep van gebed. So die konklusie is, gebed is ons verantwoordelikheid. En dit is wat God van ons vra. Maar daar's 'n ander aspek as ons begin praat oor ons geloof en ons geloofslewe. Daar is so baie aspekte wat, as ons oor ons geloof praat, wat van buite afkom. Wat bedoel ek? Dis God wat met ons werk. Dit is die Heilige Gees wat ons oproep om met nuwe oë na Jesus te kyk. Dit is die Heilige Gees wat, as ons sê, maar Here, ek sien wie U is, en Here, ek aanvaar U as my koning, dis die Heilige Gees wat ons weergebore, wat ons nuut maak. So die roeping is van die Heilige Gees, die wedergeboorte is van die Heilige Gees. Die nuwe lewe wat ons kry is in Christus. Hy gee vir ons 'n nuwe lewe, hy maak ons nuut in Christus. Ons word aangeneem as kinders van God. Sien julle, Heilige Gees, Jesus, die Vader, almal is besig, die hele drie eenheid is besig met ons verlossing, met ons geloofslewe. Dis hy wat handel, dis God wat handel met jou, wat jou deel maak van sy koninkryk. En dit moet ons opgewonde maak, want as dit nie was vir God nie, sou ons nooit kon geglo het nie. Sou ek nooit by daai punt kon gekom het wat ek sê, maar ek het Jesus nodig. Ek besef my sondes is vergewe, ek word deur God aangeneem, ek is sy kind. Maar daar kom 'n uitdaging deur dit alles. Hy roep ons op, hy maak ons sy kinders. Hy gee ons 'n nuwe lewe. Hy maak ons deel van sy koninkryk. En dan kom God en hy sê, maar nou moet julle my dien. Nou is julle deel van my koninkryk, dien my. Ons lees dit in Romeine 12 vers 11. Daai oproep van die lewende God, jy wat nou aan hom behoort, jy wat kind is van God, jy wat deel is van sy koninkryk, dien die Here. En dit is hier waar dit nou vir ons moeilik begin raak. Ons ontvang hierdie nuwe lewe. Ek word lewend gemaak in Christus. Nou is die opdrag, maar gaan lewe nou hierdie nuwe lewe. En dit is hierdie groot uitdaging, hoe gaan ek dit ooit reg kry? Hoe kan ek, wat hier op die aarde is, wat deel is van hierdie wêreld, hoe kan ek 'n sukses maak van hierdie opdrag wat God my gee? Wat vir my sê, maar gaan lewe. En dit is hier waar gebed inkom, want gebed is die asem. Die gebed is die asem van 'n gelowige se lewe. Soos ons gesien het, ons kan net so lank ons asem ophou. Jy kan net so lank gaan sonder om te bid, en dan gaan dit 'n bepaalde invloed op jou hê, 'n invloed hê op jou geloofslewe. Van hoe lewe ek my geloof uit?
Hoe kry ek dit reg? Hoe is ek suksesvol in my diens aan die Here? Hy sê ek moet hom dien want ek is nou nuut gemaak. Ek is gered, ek is verander, alles het verander en nou vra hy vir my, maar gaan lewe dit en hoe kan ek? Want ons wil, dis ons begeerte, ons wil ons Here tevrede stel. Hy het vir ons alles gegee. Wat kan ek nou doen? Hoe moet ek reageer? En dis waar gebed inkom. Nou die woord is die voedsel vir die gelowige. Die Bybel is sentraal. En gebed gaan saam met daai voedsel. Ons eet om krag te kry en ons haal asem om in beweging te kom. En so met ons geloofslewe. Ons is besig met die Bybel, ons is besig met God se woord en dan gaan doen dit nou. En dis waar gebed inkom. Ek moet bid. Soos ons lees in Kolossense 4 vers 2, volhard in gebed. Maar om hierdie versie te verstaan en te verstaan waar pas dit nou in my geloofslewe in, moet ons bietjie teruggaan na Kolossense 3 toe. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is. Aangesien jy nou lewend gemaak is deur Christus, aangesien jy die verlossing gekry het deur die Gees, aangesien jy nou aangeneem is in sy koninkryk in, lewe nou hierdie lewe. Lewe nou die lewe as 'n Christen. Aangesien jy gered is. Vers 5. Daarom. Aangesien jy gered is. Wat sê die Bybel? Daarom. Nie voordat jy gered is, lewe jy hierdie goeie lewe en God red jou want jy's so 'n goeie mens nie, omdat jy saam met Christus gesterf het, saam met Christus opgestaan het, aan hom behoort. Daarom moet jy begin lewe, daarom moet jy anders optree, daarom moet jou lewe getuig van die grootheid van God. Maar kyk wat sê vers 5 verder, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is, onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Ons is saam met Christus lewend gemaak en dan sê hy, maar daarom raak ontslaaf van dit wat nie van God is in jou lewe. Raak ontslaaf van dit wat teen die Here se wil is. Dit wat hy op jou hart sit, dis verkeerd. Hy sê, breek daarmee. Daarom moet jy dit doodmaak. Nie net saggies wegdruk nie. Dit wat nie van God is in ons lewens. Daai optrede wat teen sy wil is, daai gedagtes, daai woorde wat teen sy wil is, moet jy doodmaak. Ek kan dit nie meer doen nie. Onthou ons praat oor gebed. En ons gaan nou kyk, hoekom hierdie uitdaging, hierdie gaan lewe 'n nuwe lewe. Hoe kom dit by gebed uit? So die eerste gedeelte is vers 5, daarom breek met dit wat verkeerd is. Vers 12, hoor nou hierso, hy sê weer, julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Ons het dit nou in Psalm 100 ook gelees. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. En dan gaan hy aan met die res van hoofstuk 3. En dan gaan hy aan na die begin van hoofstuk 4. Van hoe ons nou moet lewe. Ek moet Christus se karakter moet in my lewe na vore kom. Ek moet dit uitleef. Meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig, verdraagsaam. Wees geduldig, vergewe, so gaan hy aan en aan. En dan begin hy praat van verhoudings tussen mekaar, verhoudings in die huis. Hoe moet ons lewe? Hoe moet jy lewe teenoor mense wat vir jou werk? Al hierdie aspekte wat God sê, maar gaan lewe dit nou, omdat jy gered is, omdat jy vrygemaak is. En as ons so daarna kyk, dan dis 'n verskriklike groot uitdaging. Hoe kan ek 'n sukses maak om die Here te dien soos hy vra? Nie soos ek dink dit moet wees nie, soos hy dit vra. Gaan lees weer hoofstuk 3. Gaan kyk wat vra God van ons. Want ons is sy kinders, ons is sy volk. Hoe gaan ons dit regkry? Eenvoudig, haal asem. Haal asem. Gebed. Voordat ons hierdie geloof kan uitleef, voordat ons hierdie wonderbaarlike gawe wat God in ons gegee het, die nuwe lewe kan uitleef, kom ons by gebed. Want dis by daai gebed, daai spreuke met God, dis daai intieme
gesprek met God, waar ek aflê dit wat God nie wil hê nie, wat ek vra, Here, ek kort dit. Ek moet ontwikkel in hierdie sfeer in my lewe, moet ek ontwikkel, ek moet nader aan U kom, ek moet meer luister na wat U doen, wat U vra van my, sodat ek dit kan doen. Hierdie nuwe lewe wat ek moet lewe, Here, ek wil dit doen, en daarom kom ek voor U met gebed. Ek kom bid. Ek praat met U, my Here. En daarom is die opdrag in hoofstuk 4 vers 2, volhard in gebed. Hou aan met bid. Soos ek nou nog sê, dis 'n aorist imperatief, imperatief is 'n opdrag, doen dit. Die aorist sê dit is 'n voortdurende oproep. So voortdurend word ons uitgedaag om te bid. Daarom volhard in gebed. Daagliks moet ons bid. Daagliks moet ons in God se teenwoordigheid wees. Sê, Here, ek het hierdie lewe gekry. Ek wil dit uitleef, Here, help my. Dis my begeerte, maar Here, help my. Nou maar, hoe kan ons dit doen? Hoe kan ons bid? Hoe kan ons asemhaal in ons geloofslewe? Gaan hardloop een keer om die blok sonder om asem te haal. Ons kan nie. Suurstof is so deel van ons bestaan. Ons kan nie ons geloofslewe uitleef sonder gebed nie. En intense gebed. Nader tot die Here. So, hoe doen ek dit? Hoe kan ek volhard in gebed? Nou ons weet wat is gebed. Ons ken gebed. Ons bid al vandat ons hoe klein is. Julle wat nog jonk is, julle weet wat is gebed. Julle bid. So ons hoef nie oor gebed te praat nie. Ons moet net weer die fokus kry op gebed, die belangrikheid van gebed verstaan. En daarom die uitdaging, kom ons maak 'n plan. Hoe gaan ek bid? As hierdie gedeelte Kolossense 3 en 4 sê maar as jy gered is, dan moet jy bid. Dan moet jy volhard in gebed sodat jy dit kan uitleef. Dan moet ons sê maar, hoe gaan ek dit maak werk in my lewe? Wat gaan ek doen? Altyd 'n goeie voorbeeld is om na iemand anders te gaan kyk. Hoe doen iemand anders dit? Hoe doen iemand anders dit wat sukses gehad het in gebed, sodat ek kan bid? En dis nie net ons gebedslewe, my persoonlike gebedslewe nie, dis waar dit begin, maar ek wil julle uitdaging, families, bid saam. Sê, daar's 'n sekere tyd in die dag, 7 uur, 8 uur, 9 uur, dan kom ons by mekaar en ons bid saam, ons bid vir mekaar, ons bid dat die Here ons sal toerus, sodat ons kan gaan lewe, ons bid, want ons weet, dis die enigste manier wat ons die volgende dag in geloof kan gaan lewe, as ek tot die Here nader. Maar maak 'n plan, sit as 'n gesin, sit as 'n familie, maak 'n persoonlike plan, maak 'n familieplan, leer jou kinders om te bid, leer hulle die krag van gebed, leer hulle van wat gaan gebeur, hoe gaan ek as 'n gelowige kan lewe, as ons so saam bid, laat hulle nie sonder gebed kan gaan nie, laat hulle weet, maar dis my asem, en as ek as 'n Christen wil lewe, is dit my asem. Bid. So, wat 'n voorbeeld kan ons voorhou? Ek dink die beste een wat ons kan voorhou is Jesus. Jesus, die Seun van God, hoe gereeld het hy gebid? Hy is die Seun van God, kyk hoe bid hy. Hy sonder hom af, voor groot gebeurtenisse gaan bid hy, sodat hy gehoorsaam kan wees aan sy Vader. En as Jesus bid, dan moet ons baie meer bid. As hy 1 uur gebid het, moet ons 24 uur bid. Gaan kyk na Jesus, hoe hy gebid het, en sê maar, Here, so wil ek ook bid, help my, leer my. Daniel het gelees, toe sien hy in die Bybel, dat die ballingskap van Israel net 70 jaar gaan duur. En hy besef, maar die tyd is amper op. En hy begin bid. Hy begin bid vir sy volk. Een man wat vir sy hele volk begin bid. Maar hy het ernstig gebid. Hy het gevas en hy het gebid. En God het hom geantwoord. 'n Engel het die antwoord gebring. Een man het gebid. Ernstig gebid.
As ons ernstig bid, as ons vir ons land ernstig bid, vir ons dorp, vir jou huis, wat gaan gebeur? Nehemia, hy sit in ballingskap, hy kry hierdie slegte nuus, Jerusalem is chaos. En hy bid, hy het tot as op sy kop gegooi, hy het gerou, en die Here stuur hom, om dit te gaan regmaak. Kragtige bid. En dan kom 'n verandering. Die eerste gemeente in Handelinge, daar was sterk, dit is eintlik so 'n mooi storie, daar was sterk vervolging teen die Christene. En wat bid hulle? Here, bewaar ons net van hierdie bedreiging. Hulle sê nee, ons moet bid, Here, maak ons sterk. Laat ons u woord sal uitdra. Laat ons hierdie geloof so sal uitleef, dat die hele Israel kan sien wie Jesus is in ons lewens. Het dit gewerk? Hier sit ons aan die suidpunt van Afrika en ons glo. So ja, hulle gebed het gewerk. Paulus word toegesluit. Ag nie Paulus nie, Petrus. In die middel van die tronk. Die gemeente kom by mekaar en hulle bid. Wat gebeur? 'n engel gaan haal vir Petrus in die middel van die tronk uit. Hy stap saam met hom uit. Al die deure gaan oop. Hy stap uit in die straat en hy besef, ek is vry. Gemeente het gebid. Nou as ons so begin bid, wat gaan gebeur? Wat gaan gebeur in ons geloofslewe? Dink hoe gaan ons kan leef? Vol van asem, vol van krag. So moet ons bid. Daar's 2 maniere van gebed. Dit is net voorstelle, dit gee net 'n aanleiding van waarop kan ek fokus? Hoe moet ek bid? Nou die eerste een is Acts. Dit is Handelinge in Engels, maar dit gaan oor die ACTS. Dit is in Engels, die ACTS is Adoration, Confession, Thanksgiving and Supplication, aanbidding. Dit is hoe my gebed moet lyk. Eerste in aanbidding voor die Here. Tweede in belydenis. Here, ek het gesondig teen U. Hierdie gedeelte wat ons gelees het, van dit moet julle doodmaak. Here, dit sien ek in my lewe, haal dit uit. Ek bely dit, vergewe my, maak my nuut. Danksegging, dankie Here, laat U hoor, dankie dat U by my is, dankie dat U my liefhet, dankie vir die kruis, dankie vir my dag, dankie vir my gesin, dankie vir my kerk. En dan die S, supplication, is voorbidding. Dan bid ons vir ander. Dis een voorstel, die ander een is kniel. Kom in die teenwoordigheid van die Here, maak 'n plan oor gebed, gaan in en sê maar, Here, dit is nou U tyd en ek fokus op U. Ek kom na U toe. Noem die naam van die Here, aanbid hom. Aanbid hom, buig voor hom. Hy sê, julle moet my aanbid hom. Dien hom, buig voor die Here en dien hom. Kom voor God in gebed, noem sy naam. Dan die U, identifiseer die klippie in jou skoen. Julle het mos al geloop, dan voel julle iets is nie lekker nie. Wat is daai klip in jou skoen? Sonde. Dit wat God nie wil hê in jou lewe nie, wat jou ongemaklik laat voel, want die Heilige Gees praat mos met ons en hy roep ons op en hy daag ons uit. Haal daai klippie uit, haal daai sonde uit en sê, Here, vergewe my. Die erken behoeftes vir jouself. Here, wat kort ek? Wat kort ek in my lewe? God se voorsienigheid, ja. Meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig, verdraagsaam, wees geduldig, vergewe. Here, bou in my in. Maar ook, laat ons verder kyk as net onsself. Wat het my buurman nodig? Vir wie kan ek bid? Vir wie kan ek intree? Dis uitdagende tye nou met die gebrek aan reën, met back and claw wat so naby is. Laat ons vir mekaar bid. Here, asseblief voorsien, sorg, want U is ons Here. As ons wil lewe soos kinders van die lewende God, konsentreer op jou asemhaling. As jy atleet is, as jy swem, konsentreer op jou asemhaling. As jy nie konsentreer onder die water, kan jy nie asemhaal nie. Jy moet jou kop opbring om die volgende asemteug te vat. Gaan kyk na jou asemhaling, jou gelowige lewe se asemhaling. Gaan kyk na jou gebed. Is ek op standaard? Lewe ek soos God wil hê ek moet lewe? Of kort ek asem? Altyd voordat iets groots gebeur, as daar 'n groot
uitdaging voor jou lê is, dan sê hulle mos altyd, haal net asem, dan sal jy dit kan oorkom. Nou, hoe kan ons as gelowiges lewe? Ontspan, haal net asem en ons kan dit doen. Die vraag, hiermee wil ek afsluit, besef ons vanmôre weer eens die grootheid van ons verlossing, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is. Besef ons wat ons het in Jesus. Besef ons dat ons lewend gemaak is saam met hom, dat ons sy kinders is. Kry ons hierdie uitdaging. Daarom, omdat jy kind van God is, breek met dit wat nie van hom is nie. Kry dit in wat nodig is en gaan lewe, volhard in gebed. Gaan lewe hierdie nuwe lewe waartoe God jou geroep het. Want hierdie 2 hoofstukke sê dit duidelik. Jy is lewend gemaak saam met Christus, daarom gaan lewe hierdie lewe. Haal asem, lewe, want dit is ons uitdaging. So volhard in gebed. Haal asem en lewe. Lewe vir die lewende Here. Lewe wat die manier wat hy jou vra, lewe sy wil uit. Waar jy is, by die huis, op die plaas, by die werk, by die skool, waar jy ook al is, lewe voluit vir die Here, want hy is ons Here. Ek gaan vra dat ons al bid en ek sit hierdie op, net so as 'n herinnering waarvoor ons kan bid vanmôre. Daar's aanbidding, belydenis, danksegging, voorbidding, of kom na die Here toe, aanbid hom, identifiseer die klippie, bely dit, erken jou en ander se behoeftes en bid daarvoor en eindig met loof die Here. So kom ons gaan oefen dit sommer nou in. Kom ons werk nou aan ons asemhaling en ons bid hier volgens. Dit wat die Here nou op jou hart sit, kom ons gaan bring dit voor hom, want hy is ons Here. Kom ons bid saam.